Welkom by Fokus, ek is Lenet Francis. In vanaand se program kyk ons hoe gemeenskapswerkers se tuisbesoeke hoop bring vir mense met gestremthede in die afgeleë gebiede van die Oos-Kaap. Armoede en groot afstande bemoeilik die lewens van hierdie mense. En later in die program maak ons weer 'n draai by Springbok se gestremde atleet Calvino Kloete. Kloete wil tog so graag 'n hardloop lem soos die van Oscar Pistorius gehad het, maar tot nou toe moes hy met klikke kraak kom. Later van dese maand val die klem op epilepsie wanneer die siekte internasionaal gedenk word. Epilepsie is een van die gestremthede wat die algemeenste voorkom in arm gebiede waar dit dikwels nie gediagnoseer of behandel word nie omdat soveel stigma steeds daaraan kleef. Volgens Statistiek Suid-Afrika is meer as 5% van die Oos-Kaapse inwoners gestremd. Verskeie studies dui daarop dat 'n toename in armoede dikwels met 'n hoër aanwesigheid van gestremthede gepaard gaan. Waar gestremthede wel behandel word deur dokters en terapeute, meen hierdie spesialiste dat hulle nie die gestremthede alleen behoorlik kan hanteer nie. Van die ander gestremthede is onder meer beroertes en serebrale verlamming. In die gebied suid van Mthatha het die Jabulani Plattelandse Gesondheidsstigting meer as 'n jaar gelede gemeenskapsgestremdheidwerkers aangestel. Karen Dorwiel het die juwels van die plattelandse gebied saam met die werkers besoek. Dit het gou duidelik geword waarom die gemeenskapswerkers so 'n belangrike rol in gesondheidsorg speel. Nozuzile Goza moet kliniek toe, maar die gestremde vrou is meesal bedlend. Haar huis is onder in die vallei en die Kotiana kliniek is bo op die steil heuwel. Daar's net een manier om haar by die kliniek te kry. What you see is the terrain first, and that makes it quite difficult for people with physical disabilities to get around. The hills are quite steep. If you live at the bottom of a hill, how do you then get up so that you can go to your nearest clinic or to the hospital? 'n Groepie gemeenskapswerkers durf nou self die heuwels van een van die Oos-Kaapse armste streke aan om van die dienste van hospitale aan gestremde inwoners net soveel meer doeltreffend te maak. Hole in the Wall, Coffee Bay, Situlele en Nkanduli is in die skilderagtige King Sabata Dalindyebo plaaslike munisipaliteit, suid van Mthatha. So mooi soos die gebied is dit ook wild. En een van die armstes in die Oos-Kaap, een van die dokters verbonde aan die Situlele Staatshospitaal, verduidelik van die inwoners se grootste uitdagings. There's a lot of people who are still struggling in terms of income. Much of the household income comes from men who've gone away to work on the mines. Many other households rely almost entirely on social grants, so pensions, old age pensions, disability grants, child support grants. The infrastructure is still a big challenge. There are very few good quality roads. Many of the houses are still thatch and mud brick. And few people have access to piped water, so many people still rely on rivers or springs sometimes. Hierdie omstandighede is dikwels die teelaarde vir wat dokters die groot 4 siektetoestande noem. HIV is still a big issue. TB is still big, although declining slightly as we improve ARV rollout. Maternal health is still a really important thing and has still a lot of morbidity attached to that. And child health. Okay, Mama. She's only be gone, all right? 4 jaar gelede het fokuskykers Shannon Morgan leer ken as die hoofarbeidsterapeut by die Situlele Hospitaal. Sy en Dr. Gond verduidelik hoe baie van die gestremthede van inwoners direk verbind kan word met die groot 4. We're seeing quite a lot of new, younger strokes, and obviously we're feeling the effects of HIV and tuberculosis as well. So tuberculosis of the spine. There's still quite a lot of children who've got cerebral palsy. That's got to do with probably antenatal care,
mothers being able to go to their appointments, keep their appointments, being able to access the hospital fast enough when they actually go into labour. Die Zitulele Hospitaal het 'n span toegewyde terapeute wat arbeids- en fisioterapeute, audioloë en spraakterapeute insluit. Hier toets die audioloog Dineo Lecheko, 'n man wie se gehoor as mynwerker aangetas is, maar wat ook onlangs 'n beroerte gehad het. Here's it, we go down. Terapeute en ook Dr. Kont, wat 'n direkteur is van die Jabulani Platlandse Gesondheidsstigting, meen dat terapeute alleen gestremde inwoners nie voldoende kan help nie. There was a gap between the person being in the hospital setting and then in their home environment. So skryf die arbeidsterapeut Bronwyn Lindsay 'n paar eenvoudige oefeninge voor vir klein Azake, wat volgens sy ouma stadig ontwikkel. Okay, lekker. Ja? Yay! Bronwyn het egter geen versekering dat Azake met die hulp van sy gesin wel die oefeninge tuis gaan doen nie. Hiervoor het die Jabulani Stichting se platlandse geskiktheidsprogram, oftewel RAP, gemeenskapsgestremdheidwerkers aangestel wat ook as CDW's bekend staan. And the community disability work is kind of bridging that gap between hospital and clinic level. And then if the therapist goes on a home visit, to be part of that home visit. So the CDW is creating that extra link now of what is the environment like of the person, what's their family context like. Hier besoek 2 gemeenskapsgestremdheidwerkers Nozuzile Goza tuis. Nozuzile word deur haar broer en sy gesin versorg, nadat tuberkulose van die wervelkolom net minder as 'n jaar gelede by haar gediagnoseer is. When we first met her, she was just lying in bed. Her sister-in-law was pretty much doing everything for her, washing her, dressing her. Maar na gereelde besoeke van Tabisa Shlalendlini, die CDW in die Zikewu gebied, het Nozuzile en haar familie hulle gedrag verander. I learned that I must give her everyday exercises to shake his body and to make her strong. And I also learned that when I get her on the wheelchair, I must not take him to the wheelchair. I must try to get in, and also to build a pelt behind the door so that he can go easier outside. When I first met her, she couldn't push herself up from the ground and get into a wheelchair. And she's actually managed to do that now, which means she's been practicing, she's been getting out of bed, she's been getting into a wheelchair. One of her goals was actually to go over and help at the kitchen sink, let's say, and go to the table and pack things away and wash dishes, but again become part of the family. En op Tabisa se aanbeveling het die familie 'n oprit na die hut gebou om toegang vir Nozuzile in haar rolstoel te vergemaklik. And that's where the power of the CDW lies, is being able to go into the home, support the family, remind them about what was said previously, and just be there as a support so that they can bounce ideas off them, they can problem solve with them, and just feel that there's someone else looking out for them. Hierdie mense se toewyding is verwaar merkwaardig. In die tweede deel van hierdie spesiale verslag wat net hierna in die beurt kom, berig die span oor hoe die gemeenskapswerkers die lewensgehalte van gestremdes ingrypend verbeter. Ons is nou terug. Ek kyk na Fokus op SABC3. In die tweede deel van haar spesiale verslag stel Karen Dorwiel u voor aan die gemeenskapsgestremdheidwerkers en hulle kliënte in die Zutulele gebied in die Oos-Kaap. Ons wys sensitiewe kykers daarop dat hierdie deel van die verslag ontstellende beeldmateriaal bevat.
Shannon Morgan vergader informeel met 2 van die Jabulani Platlandse Gesondheidsstigting se 6 gemeenskapsgestremdheidwerkers. Buzekang Kanunu en Nomabali Mchange ken die gemeenskappe waarin hulle werk. Hulle woon self onder die gestremdes. Elke gemeenskapsgestremdheidwerker of CDW besoek gereeld sowat 45 kliënte. At my home, I'm living with my child which is disabled, and in my area, in my community, there are many people who are disabled. I want to help them because I saw many problems they are facing. Buzeka verduidelik ook dat gestremdheid alleen al te dikwels nie gestremdes se enigste probleem is nie. They were not given rights. Where they were meeting in my community, they were not given time to speak. People were saying if someone with disability come to raise something, they say we must sit down because they believe these people come with bad luck in their families. They have bad luck. En volgens Shannon weeg gestremdheid ook swaar op families in hierdie mooi maar harde wêreld. We live in one of the poorest districts in the Eastern Cape, and it really impacts the person if they can no longer provide for their family, or they can't participate in the family and go and fetch water or go and find a job to contribute to that family. En dis ook die situasie waarin die 23-jarige Nandi Nkitolia bevind het nadat sy 'n jaar gelede 'n beroerte gehad het. Geld vir taksies om gereeld terapeute te besoek is daar nie, maar na 3 besoeke van Buzeka is daar min tekens van die jong vrou wat Shannon beskryf. When we first found her, she was walking but with a lot of difficulty, and she was really pushing into a crutch, like leaning into a crutch, and that was affecting her gait and her walking quite a lot. 'n Jaar na die beroerte wat die regterkant van Nandi se liggaam grootliks verlam het, staan haar rolstoel eenkant ongebruik. Tydens 'n besoek van Buzeka wys Nandi hoe vlug sy vorder. There is a progress because from the first time when she came to the hospital, it was difficult to walk without a crutch. And now, because of the visit of Buzeka, she can walk without a crutch around the household, pull some things, help here and there. So there is a progress. En langs die grootpad tussen Mkanduli en Koffiebaai is daar ook groot vordering. Die glimlag waarmee die tenger Nozipile Kilika besoekers groet, verraai nie die pyn en ongemak wat sy verduur het nadat albei haar arms tydens 'n aanranding in Junie verlede jaar gebreek is nie. Voordat eers Shannon en toe 'n CDW haar gereeld besoek het, kon sy nie haar voordeur oopsluit nie. When I first found her, both her arms were completely stiff, like at 90 degrees, and she was sitting with a blanket over her. And when I asked her to remove the blanket, she actually used her mouth to start taking the blanket off her. Tussen besoeke van die CDW Vuyiswa Mgudlwa besoek Nozipile arbeids- en fisioterapeute by die Zitulele Hospitaal. Nozipile is dankbaar. I just showing her what am I able to do since I met a therapist, like feeding myself when she is here and bedding and making my bed. Wanneer Buzeka en haar ma haar masseer, helder aan die Siwe Mnunu se gesig op. Die 17-jarige van die Ndungunyeni gebied is met cerebrale verlamming gebore. She was just lying in bed, not really clean or nicely kept, and I found that they almost like were kind of excluding her in a way. And I think since Buzeka's been going there and since we've had like intervention with the mom, it's changed so much. Like Andisiwe's actually come alive a little bit. She taught me how to massage the stiff body of the child. Also not good to always lie on the bed. Must also use the wheelchair. Also how to position her to the wheelchair. So now also how to make her play with the toys.
En kennis bemagtig die gestremde, die familie en ook die gemeenskapsgestremdheidwerker. We visited those cerebral palsy people who have a problem with feeding. Now they know how to feed a child. They know how to position a person when you want to feed him, even positioning in the bed. So there's more progress. Vir baie kliënte van gemeenskapsgestremdheidwerkers sal daar miskien nooit soveel vordering wees soos vir hierdie geesdriftige basketbalspelers nie. Twee van hulle, Bronwyn die arbeidsterapeut en 'n CDW, is nie afhanklik van rolstoele nie, maar die ander is gestremd. 'n Direkteur van die Jabulani Platlandse Gesondheidsstigting meen daar's een waarborg waar terapeute en dan gemeenskapsgestremdheidwerkers ingryp. I think in this part of the world, hope is a big thing. So we often come back to talking about hope and demonstrating and assisting people to get hold of hope again, and say that despite what's happened to me, despite how, in this case disability, I can still have hope and I can still have a sense of agency. Pick up. En vir Nandi beteken hoop dat sy haar rolstoel na die Jabulani Stichting kan terugstuur. Onbaatsigtige diens wat dikwels nie die nodige erkenning kry nie. Net hierna het ons 'n opvolgverslag oor die gestremde atleet van die Noord-Kaap, Calvino Kloete, wat tog so graag 'n hardlooplem wou gehad het sodat hy in die voetspore van sy grootheld, Oscar Pistorius, kon volg. Kloete het tot dusver met krikke oor die weg probeer kom. Bly gerus daarvoor ingeskakel. Ons is besig met Fokus hier op SABC3. As jy pas by ons aangesluit het, baie welkom. Gereelde kykers van Fokus sal onthou dat ons 'n tyd gelede 'n bydrae uitgesaai het oor Calvino Kloete, 'n gestremde atleet van Springbok in die Noord-Kaap. Hy wou altyd met 'n hardlooplem soos die van sy grootheld Oscar Pistorius hardloop, maar hy moes eers lank met sy krikke oor die weg kom. Kloete se afrigter, Calvin Brown, het hard probeer om borge vir sy atleet te vind sodat hy 'n hardlooplem kon kry. Na Fokus se uitsending het die wiele aan die rol gekom en die jong atleet het pas met sy nuwe hardlooplem begin oefen. Kom ons kyk hoe hy daarmee vorder in die verslag van Keith Suister. Kloete en sy afrigter is in die warm middagson op Springbok hard besig om die atleet aan sy nuwe hardloophulpmiddel gewoon te maak. Kloete is 'n kranige gestremde atleet wat in sy gestremdheidsgroep die derde beste tye in sowel die 100 as die 200 meter nalope aangeteken het. Hy het voorheen net met sy twee krikke aan wedlope deelgeneem en wil baie graag soos sy held Oscar Pistorius met hardlooplemme deelneem. Nou is sy groot droom bewaarheid. Nou kan ek disabled competities kan ek hardloop wanneer ek het met die krikke. Ek het begin hardloop en ek het op my een been gehardloop en vandag het ek gebly so ek kan enige kompetisie kan ek gaan deelneem. Paralympics en Olympics. Ek is nou klaar so ek is nou ook van die top in Suid-Afrika en ek wil dit wat ek wil aanwerk is dat ek wil nommer 1 wees. Ek wil nommer 1 wees vir myself, vir my provinsie, vir my dorp. Sy afrigter self ook 'n kranige naloper en verspringatleet is in die wolke oor die nuwe lem wat Kloete nou gekry het. Brown is vol vertroue dat sodra Kloete aan die nuwe lem gewoond is, hy groot hoogtes op die atletiekbaan kan bereik. Sy droom is die 2016 Olimpiese Spele in Brasilië. Sy laaste kompetisie die jaar sy SS wat hy by die 202de gekom het en by die 103de het hy saam met 'n G-blade gehardloop. So hy wou graag ook met 'n cheetah blade hardloop, maar by daai stadium was hy nog nie gereed vir 'n cheetah blade nie. En soos ons nou kon gesien het op die beeldmateriaal, hy is al klaar besig om selfvertroue te kry op die been. So en dit is baie moeilik vir 'n afrigter om vir die atleet wat vir die eerste keer in sy lewe met 'n protese sowel as 'n blade moet hardloop.
So ons is deur daai drif. Ons is nou nog net op pad voorkant toe vir sukses vir Kelvin. Ons is positief. Ons gaan nou vir 'n hele week gaan ons in Bloemfontein op 'n tartanbaan gaan oefen. So dat hy net weer gewoond raak om op die tartanbaan te hardloop, want dit baat nie vir my ek laat hardloop om heeltyd voor 'n kompetisie op die grondbaan nie. Daar is 'n verskil. So hy gaan nou volgende jaar gaan hy aan die SS gaan deelneem wat hom weer 'n voorbereiding gee vir die Paralympics. Kloete het die afgelope tyd 'n groot trekpleister in sy gemeenskap geword en inwoners van Namakoland is vol vertroue dat hy nou met sy nuwe hardlooplem groter hoogtes gaan bereik. Altyd lekker wanneer 'n storie 'n gelukkige einde het, en veral as Fokus ook 'n aandeel daarin het. Ons wens Calvino Kloete alles van die beste toe met sy atletiekloopbaan. En daarmee dan die einde van vanaand se program. Ons verwelkom egter kykers se kommentaar, julle tweets en voorstelle. Skryf net die woord Fokus, gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit dan na 34444. 'n SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokus groep op Facebook en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Van my, Lenet Francis en die res van die Fokusspan, totsiens tot volgende Sondag aand om 7 uur weer hier op SABC3. Mag dit 'n week vol inspirasie wees.